Môre, dis Woensdag en dis die 11de Maart en ons gesels met mekaar hierdie week rondom wedergeboorte. Nou, ek hou vir jou voor Johannes hoofstuk 3, die baie bekende gedeelte uit Johannes hoofstuk 3 en ek lees vir jou daar vanaf vers 4. Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is gees." Nou, hier is dit baie duidelik. En dis eintlik so wonderlik dat die Here self sy woord verklaar. Want baie dikwels sal mense na die teks kyk en praat van: "Dit verseker jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie," sal sommige predikers dit dan interpreteer as die doop. Maar die verklaring van hierdie teks is in die volgende woorde: wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Wat beteken dat, ja, ou mense het nie gepraat van saad of semen nie, hulle het sommer gepraat dan as water, né? So hier gaan dit oor die kombinasie van 'n menslike geboorte, 'n gewone natuurlike geboorte en 'n geestelike geboorte. Nou, wat is 'n natuurlike geboorte? Ek het dit probeer sagkens met klein kindertjies in 'n kindergleuf verduidelik. Ek het 'n glas water gehad, of dan 'n glashouer met water, waarop staan pappa. En dan het ek 'n glashouer gehad met water in, wat staan mamma. En dan het ek 'n leë glas gehad, 'n glashouer, wat dan leeg was. En dan het ek vir die kinders gesê dat pappa plant die saad in mamma en gooi van die pappa se water oor in mamma, en mamma gee geboorte aan ek, wie ek is. En dit is hoe 'n natuurlike geboorte plaasvind. Nou, nie elke keer as daar gemeenskap is daar geboorte nie. Maar as mense dit in die natuur so kan verduidelik, dat wanneer mamma dan daardie water of saad van pappa vat, aanneem, en dit die eiersel bevrug, word daar dan 'n mens gevorm, in 'n fetus, in 'n mens, en daaraan word geboorte gegee. Nou, 'n mens sou dit as metafoor kan net so vergelyk met 'n geestelike geboorte. As Johannes 3 vers 16 sê: "Want so lief het God die wêreld gehad." God kom en kom plant sy liefdessaad in die mens. Né? Hy gee dit vir hom, hy plant dit in. Dit kom deur die ore, dit kom deur die oë, dit kom deur elke sintuig en elke ervaring wat die mens het. Ek preek op die oomblik vir jou. Jy gaan kerk toe, daar is sonneskool, daar's kinderkraans, daar's AC, die CSV, daar is dienste oor die radio, daar's boeke wat jy lees, mense wat getuig. So is daar verskillend hoe die liefde van God in ons geplant word. As ons dit dan glo, aanneem, wat gebeur? En ons ontwikkel dit in ons liggame, in ons siele, dan vind weer geboorte plaas. Dit verander ons totale lewe en 'n nuwe mens word daaruit gebore. Net so vind wedergeboorte dan plaas. Net soos 'n geboorte wat daar inplanting is van saad, en dan die opneem daarvan en die ontwikkeling daarvan en die geboorte gee 'n natuurlike geboorte. Net so gebeur dit dat God se liefdessaad word by jou ingeplant, die wat dit aanneem, die wat dit glo, aanneem, opneem as te ware in jou lewe.
word dan wedergeboorte. Dis 'n nuwe mens wat gebore word. Here, ons kom bid dat dit sal gebeur met elkeen. Dat niemand wat hierdie boodskap hoor, daardie liefdesaad sal uitwerp en laat verlore gaan nie. Maar dat u liefde in ons 'n nuwe lewe in ons skep. Amen. Mag jy 'n baie geseënde Woensdag hê, hoor. Mooi loop.